Die koninkryk van God. Jesus se sentrale boodskap was nie net om hemel toe te gaan eendag nie, maar om die koninkryk van God hier en nou. En wanneer Jesus begin preek, sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit is Jesus se boodskap. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk is nie bloot 'n plek nie. Dis God se heerskappy, sy regering in die hart van die mens. Die koninkryk regeer in ons hart wanneer ons deel is van die koninkryk van God. Dit is nie net 'n plek nie. Dit is God se heerskappy. Daar waar God regeer. Dis hoekom die Bybel sê, stel jou liggaam as 'n lewendige heilige offer. Laat God regeer in jou hart, in jou menswees, in alles. Dit is die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? Die koninkryk van God beteken dat God regeer. Beteken dat sy wil geskied, dat sy waardes heers. Die koninkryk van God beteken dat God regeer, dat sy wil geskied en dat sy waardes heers. So die kerk van die Here is hier, ons is in die koninkryk van God en daar waar God se waardes heers. As julle rondom julle kyk, waar julle gaan na enige plekke en goeders, sien julle dat God se waardes heers? Ek vra maar net. Dit is die koninkryk van die wêreld, waar God se waardes nie heers nie. Ons is nie deel van die wêreld nie. Ons is deel van die koninkryk van God. En ons gaan ons waardes nagaan. Die Bybel is die konstitusie van die koninkryk van God, van die koning van die koninkryk van God. En ons wat kinders van die koninkryk is, moet die Bybel navolg, die waardes van God. Dit is die koninkryk van God. Dis wat dit beteken vir elkeen van ons. Jesus sê die koninkryk van God kom nie so dat 'n mens dit kan waarneem nie. Want kyk, die koninkryk van God is van binne in julle. Die koninkryk is van binne in julle. Die koninkryk begin in die hart, nie op die troon nie. Dit begin in die hart. Wanneer elkeen van ons, wanneer ons hart vir die Here gegee het, soos hierdie jong man wat hier staan, ek het vanoggend gestap, toe kry ek hom van voor af. Toe dink ek, moet ek nou stap en met hom gesels? Toe is ek eintlik bietjie haastig, ek is bang ek kom laat. Toe ek by die kerk instap, toe staan hy daar. Ek sê nou, hy sê, ek voel ek het die Here nodig. Dis die koninkryk van God. Hoe sou dit begin? In jou hart in. Dit is hoe die koninkryk van God. Die koninkryk van God begin in jou hart. Dit is anders as die wêreldse koninkryk. Romeine 14 vers 17 sê, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die koninkryk van God is geregtigheid, dis vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die wêreldse koninkryk sê meer geld, meer mag, meer status, meer dit, meer dat, en die mense vertrap mekaar en hulle stel nie belang om in die arme mense nie, en dit is die koninkryk van die wêreld. Die wêreld sê so, hulle sê jy moet ryk wees. Die koninkryk van God sê nie jy moet arm wees nie. As die Here jou seën, dan kan hy jou baie ryk maak. Daar's baie ryk mense. As God jou seën om rykdom te kry, dan weet jy, hy seën jou sodat jy ander kan seën. Dis hoekom God seën. Nie om alles vir jouself te hou nie. Die koninkryk van die wêreld is anderste as die koninkryk van God. God se koninkryk sê geregtigheid bo onreg. God se koninkryk wil hê dat geregtigheid moet geskied bo onreg. Vrede bo vrees. Mense vrees vir allerlei dinge, maar die Here sê vrede bring ek vir julle. Ek bring vir julle vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede van God is die vrede nie van die wêreld nie. Jesus het gesê, julle sê vrede, 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 maar daar's geen vrede nie. Die vrede van God is die vrede in jou hart wat jou verstand te bowe gaan. In moeilike omstandighede kan jy nog steeds vrede ervaar. Die vrede is die vrede van God. Ek weet daar's baie mense wat sukkel met baie dinge, maar jy moet bid. Ek bid altyd vir mense. Here, ek bid die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan oor hulle. Dit is die koninkryk van God. Nie die wêreldse koninkryk nie. Die koninkryk sê dit. Die koninkryk sê waar die Heilige Gees regeer, breek die koninkryk van God deur. Daar waar die Heilige Gees regeer, breek die koninkryk van God deur. En dis hoekom mense gesê het, hulle ervaar die Heilige Gees. Heilige Gees
ek het laasweek gepreek oor die salwing en al daai, ons weet waarvan, maar dit is waar God se koninkryk regeer. Dit is die koninkryk van die Here, daar waar die Heilige Gees regeer. En ons moet toelaat, kinders van die Here, dat die Heilige Gees regeer. Hoe leef ons as burgers van die koninkryk? Ek het net 'n kort preek en ek is amper klaar alweer. Hoe leef ons as burgers? Romeine 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. As jy begin soek, dan soek jy eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soos ek wil weer van daai man praat. Hy het gesê ek soek die Here en ek kom na die kerk toe vandag. Soek eers die koninkryk van God. Moenie eers gaan soek vir dit en eers van dit. Soek die koninkryk van God. Hierdie vers is een van die 'n belangrike vers in die Bybel. Mense soek allerlei dinge. Mense het al vir my gesê, pastoor, as ek net hierdie werk kry, dan sal ek die Here aanneem. Pastoor, as net dit wees. Soek eers die koninkryk van God. Dan sal die Here vir jou help. Dit is wat ek wil sê vanoggend. Hoe leef ons as burgers van sy koninkryk? Dit beteken ons stel God eerste in besluite. Wanneer jy 'n besluit neem, dan gaan jy vir die Here vra en hy sal vir jou sê wat die regte besluit is. Moenie net 'n besluit neem nie. Ek het al baie mense ontmoet wat by hulle werk 'n ander aanbod kry. Sê, "Wag, pastoor, ek het R100 meer hierdie maand." Ek sê, "My broer, gaan bid. Vra vir die Here. Moenie net sommer jou werk bedank en gaan werk by 'n ander werk nie. Baie, nie 1 of 2 mense nie wat nie die Here geraadpleeg het nie. Na 'n paar maande dan speel hy plek bankrot. Leef volgens sy woord. Die woord van die Here moet ons eet. Ons is besig om moet vas. Die woord van die Here, ons moet leef volgens die woord van die Here. Dra die vrug van die Gees. Dit is hoe die koninkryk van God is. Ons moet vrug dra, die vrug van die Gees. Ons ken mos Hebreërs 5. Ons moet preek oor die koninkryk van God. Ons moet preek in die kerk en dis hoekom ek hier vandag preek oor die koninkryk van God. Dis die koninkryk van God waar ek oor wil preek. 1 Korintiërs 4 vers 20 lees ons, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie. Dit maak nie saak hoe jy probeer nie. Daar's 'n ander skrif wat sê, mense wat die gedaante van God saligheid het en die krag daarvan verloor het, keer jou af van sulke mense af. Daar's baie sulke mense en ek wil nie mense, ek sê vir julle, die koninkryk is nie woorde nie, maar krag. Nou wat is krag? Krag is nie krag, spierkrag nie. Dis hoekom die Bybel sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees. Dis nie maklik om getuienis van die Here te wees nie. Dis nie maklik nie, want soms kry jy moeilike omstandighede. Julle sal krag ontvang. Terwyl ek so praat, dink ek aan Reinhard Bonke. Hy was 'n jong man en hy het vertel hierdie storie. Hy sê hy het groot geword in die kerk en toe kry hy 'n vakansiewerk en die vakansiewerk bepaal dat hy moet by 'n bouplek gaan werk. En hy gaan daar, maar dis mos fris ouens, bouers, mense wat werk. En julle weet, mense wat werk, hulle praat ander taal wat kerkmense nie ken nie en alles. En hy gaan werk daar en dis lunchtyd. En hy sê hy vat sy brood en hy dink om te bid, maar hy kyk hierdie mense, hy sê, "O, hierdie mense nee." Hy het vrees oor hom gekry, lunchtyd. En hy eet maar net die brood. En die derde lunchtyd, toe hy weer sy brood vat, toe begin hy bid. En een van die sterk ouens kom daar, hy sê, "Reinhard, what are you doing?" Hy sê, hy kry die krag van die Gees oor hom. Hy sê, "I'm praying to God and I thank God for the food that he gave me." Dit is krag, wanneer jy voor mense nie bang is om te getuig oor die Here nie. En dit het hom vrygemaak. Ons moet nie bang wees om te sê ons kinders van die Here nie. Maar ons moet ook nie so werk soos baie mense nie. By hulle werk dan is hulle net besig om die foon en hulle is besig om Bybel te lees en dit die tweede storie. My vrou, ek help jou vandag. Nee, ek is so lief vir jou. Sy like stories. Ek het 'n ou gekry, gelees van hom. Hy het 'n fabriek. Nou daar's mense wat by sy fabriek werk en hy vra eendag, hy sê hierdie mense wat hier werk, watter mense soek jy om vir jou te werk?
Hy sê ek soek hierdie haleluja mense. Hy sê toe vir die ou van die fabriek, nou wat is hierdie haleluja mense? Hy sê jy weet hierdie haleluja mense wat hier by my fabriek werk, hulle kom vroegoggend, hulle is nooit laat nie, hulle sê altyd haleluja. Hulle werk hard en as dit lunchtyd klaar is, dan sê hulle haleluja, dan gaan hulle terug werk toe. Ek soek hierdie mense by my werk, ek wil hulle hê, want hulle werk. Kinders van die Here, van die koninkryk van God, die wêreld soek sulke mense soos ons. Weet julle dit? Want baie mense is lui en hulle gemisbruik die foon en alles. Die ander een wat ek al reeds vertel het, ek vertel dit maar weer vir die nuwe mense wat vandag toegewy is. Ek het hierdie man, die kind het gesteel by die skool. Toe vat hy die hoof sê ek wil jou kind sien want hy steel hier by die skool. En hy vat hom na die hoërskoolhoof toe en die skoolhoof sê nou wat het hy gesteel? Hy sê nee, hy het die ander mense se potlood en penne gesteel. Hy kom kyk hom so hy sê boetie, nee my magtig man, jy moenie steel nie. Vra vir jou pa, hy sal sommer daar by die werk vir jou pen gaan haal. Dis hoe mense werk baie keer. Koninkryk van God mense. Dankie, kom ons gaan voort. Ek is amper klaar, want die koninkryk van God 1 Korintiërs 4 vers 20, want die koninkryk van God bestaan uit krag. Waar die koninkryk van God kom, daar word siekes genees. Daar word gebrokenes herstel. Daar word sondes vergewe en daar word lewens verander. Die koninkryk van God verander lewens. Die teenwoordigheid van God se gees verander lewens. Die krag van God. Siek mense word gesond. Dis normaal in die koninkryk van gebroke mense. Die Here het self gesê in Lukas, ek het gekom om die wat van gebroke van hart is te genees, om die siekes te gesond te maak, om die aangename jaar van die Here aan te kondig en om mense se sonde te laat los. Daar word lewens verander. Die koninkryk van God is sigbaar daar waar Jesus is. En waar is Jesus? Jesus is in die koninkryk van God. En Jesus is daar waar Jesus is hier. En Jesus wil mense se lewens verander. Jesus is hier want ons is in sy koninkryk. As jou naam geskryf het, my vrou het gesê dat die van julle moet net julle sertifikate kyk net of dit reg is. Die wat nie gekry het nie, moet net hulle name daarop gee dat ons sertifikate. Die sertifikaat kan jou nie red nie. Maar is net 'n bewys, 'n ding om te sê ek behoort aan die koninkryk van God, nie aan AGS middelvleis soseer nie, maar die koninkryk van God. Ek is 'n kind, ek is 'n erfgenaam, ek is 'n mede-erfgenaam, en wanneer jy 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam is, ek is so bly hulle die liedjie gesing, He will never fail you, never. As jy gaan na die Here toe sê, Here, ek is die kind, jy weet ek is die kind, help my. Die Here help ons altyd uit, kan ons amen sê. God is daar om ons, vir my en vir julle te help in ons omstandighede, om ons uit te stel bokant omstandighede, dat ons guns gaan kry. Die woord sê so, jy sal guns kry by God en by mense. Elkeen van ons het guns nodig van God en van mense op. Psalm 23 is baie belangrik, altyd, ek het gister daaroor gepraat, hulle het my gevra. Hy sê, hy berei die tafel in die teenwoordigheid van jou teenstanders. Dit is waar die koninkryk van God is. In die teenwoordigheid van jou teenstander, berei God 'n tafel vir jou, 'n tafel waar jy uitstel. Dit is die preek wat ek in my hart gehad het, ek berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Dankie Jason. So, die vraag is nie, is jy in 'n kerk nie. Die vraag is die koninkryk van God in jou? Kom ons maak seker dat die koninkryk van God in jou is. Dis nie of jy in 'n kerk is nie. Ja, die kerk is fantasties. Die kerk gaan ons leer visvang, die kerk gaan ons dinge leer, maar die vraag is nie as jy in 'n kerk nie. Die vraag is die koninkryk in jou? Kind van die Here, ek wil vir jou vra vanoggend, gelei deur die Heilige Gees, die vraag, is die koninkryk van God binne in jou? Ek hou van daai kerk waar hy gaan, sy vrou is.